Gelowig op pad met Rian Joubert. Ons skriflesing is vanuit Johannes 5 vers 1 tot 9. Eensaamheid is 'n woord wat 'n mens sou dink in vandag se tyd eintlik nie eers meer moes bestaan nie. Daar is dan so baie mense in die wêreld. Volgens beraming is daar nou nie minder as 8,1 miljard mense in die wêreld nie. Daar is hordes mense om ons. Ons leef in huise vol mense, ons werk in kantore vol mense, beweeg in strate en in winkels en op paaie vol mense. En tog is ons dikwels eensaam, sonder iemand om te help, sonder 'n hand wat na ons toe uitgesteek word. Dit is soos die man waarvan ons in Johannes 5 lees. Ek gaan hierdie gedeelte lees, luister saam met my daarna. Johannes 5 vanaf vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jezus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot klomp mense gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jezus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom, "Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jezus sê vir hom, "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Ja, hier by die bad van Bethesda ontmoet ons hierdie man wat vir lank reeds siek is. 38 jaar lank, sê die Bybel. Hoeveel daarvan hy hier gelê het, weet ons nie, maar hier naby die skaappoort, die poort daar in die noordoostelike muur van Jerusalem, baie naby aan die tempel waar die offerdiere na die tempel toe ingebring is, hier kry Jezus hom. Hy lê hier by die bad van Bethesda. Bethesda wat beteken huis van genade. Waarskynlik het hy hom met groot moeite tot hier gebring. Sy hoop was op hierdie plek, op die water wat volgens die mense van sy tyd deur 'n engel geroer word en wie dan eerste daarin kom word gesond. So lê hy by die plek van genade, naby die tempel, naby die offers, naby die gelowiges wat dag na dag by hom verbystap. Maar vir hom is daar geen genade nie. Hy hoop op wat kan gebeur, miskien eendag as hy net eerste kan inkom, wie weet. Maar jaar na jaar bly hy lê, dieselfde toestand, dieselfde mense wat verbymaal, dieselfde teleurstelling. Tot Jezus op 'n dag by hom kom staan en vir hom vra, "Wil jy gesond word?" En luister na sy antwoord, "Here, ek het niemand nie." Hy sien sy probleem so, ek het niemand wat my kan help om in die water te kom nie. Niemand wat my dra nie, niemand wat by my staan nie. Tussen al hierdie mense, ja selfs tussen die gelowiges wat elke dag hier by my verbygaan, is daar niemand om my te help nie. Sy woorde dra die gewig van jare se swaar kry en teleurstelling. Here, ek het niemand nie. Hoe herkenbaar is dit nie baie keer in ons eie lewens nie? Ons leef tussen mense, selfs tussen medegelowiges, en tog ervaar ons eensaamheid, hulpeloosheid, teleurstelling.
Ons bly soek na daardie een persoon wat sal help, wat sal verstaan, wat dinge beter sal maak, wat die eensaamheid sal verlig. Maar keer op keer leer ons, mense kan nie ons diepste nood verlig nie. Soos hierdie man bou ons hoop op wat dalk kan gebeur, op mense, op omstandighede, op geleende. Maar dit hou nie. En dan kom Jezus. Jezus kom en hy help hom nie na die water toe nie. Hy bied nie 'n plan aan nie. Hy sê eenvoudig vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En onmiddellik sê die Bybel, het die man gesond geword. Nie deur die water nie, nie deur die mense se hulp nie, maar deur die woord van Jesus Christus. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hier lê die waarheid wat hierdie gedeelte in die woord vir ons wil onderstreep. Ons redding lê nie in mense nie, hoe nodig ons hulle ook al het. Ons redding lê nie in omstandighede of die moontlikhede wat die dinge rondom ons bied nie. Dit lê in Christus alleen. Jesus Christus sien jou selfs as niemand anders jou raak sien nie. Jesus Christus ken jou nood, selfs as niemand anders dit verstaan nie. En hy gee vir jou wat niemand anders jou kan gee nie. Daarom as jy vandag sê, Here, ek het niemand nie, luister mooi en hoor dit goed. Jy het Jesus Christus. Jy het Jesus Christus en hy is genoeg. Hy is meer as enige mens se teenwoordigheid, meer as enige hulp wat hierdie wêreld kan bied. Aan die kruis het hy die diepste eensaamheid gedra, sodat jy nooit weer alleen en sonder God hoef te wees nie. Daarom kan ons saam met die psalmdigter vandag sê, selfs al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Kyk dus weg van mense af as jou laaste hoop en sien Christus. Hy staan by jou. Hy spreek oor jou lewe. Jy het iemand. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en vir u genade. Baie dankie vir hierdie woord uit Johannes 5, wat vir ons leer dat ons iemand het, dat ons vir Jesus het, en dat selfs al is ons eensaam tussen hordes mense rondom ons, al bly ons eensaam, al is ons dikwels teleurgesteld in mense, dit is u seun wat ons eensaamheid ophef. Dit is u seun Jesus Christus alleen wat tot by ons kom en wat 'n woord oor ons kan spreek, wat aan ons lewe en hoop en redding gee. Here, leer ons om ons oë op hom te vestig en ons hoop op hom alleen te rig. In Jesus naam. Amen.